Goeiemôre broer en suster. Ek is baie bly om te sien dat jy jouself daarom waardig genoeg ag om 'n bietjie vorentoe te sit. Dat ons nie daar agter hoef te sit nie. Baie hartlik welkom vanmôre hier. Dit is eintlik hartseer of jammer om die musiek te stop want dit is eintlik ook waaroor ons vanmôre praat. Ek dink dat was 'n musiek wat gaan oor Jesus se wederkoms en daaroor gaan ons ook vandag met mekaar praat. Onder andere. Kom ons begin deur, u kan so bly sit, vanmôre voel vir my 'n klein bietjie kouer, en toe ek by die kerk aankom, toe is daar baie mense wat sê, maar dis 'n koeler oggend vandag, né? So dit is 'n bietjie kouer, so u kan bly sit, dan sing ons liednommer Vonk, liednommer 277, dis 'n verwerking van die baie mooi Highland Cathedral melodie, so u kan so bly sit, en dan sing ons 277 van Vonk. Jesus Christus, ons buig voor U neer. U is waarlik die Here, ons verlosser. En ons sien so uit na daardie bruilofsmaaltyd wanneer ons saam met U kan wees en saam met U die fees kan vier van elkeen van die kinders van die lewende Here. Baie dankie dat U na die wêreld toe gekom het om vir ons juis aan die kruis te sterwe, die dood te oorwin, en dat U nou aan die regterhand van God ons Vader sit
en dat U oor ons wêreld en oor ons lewe heers. Help ons asseblief in hierdie oggend, terwyl ons so saam is, dat ons weer nadink oor wat U lewe en sterwe, opstanding, hemelvaart vir elkeen van ons beteken. En mag ons dan met 'n hart vol van liefde vir U hier uit die kerksentrum uitgaan, om dan ook vir die wêreld te gaan vertel van ons lewende koning. Ons is so dankbaar dat ons hier vry vir U kan aanbid en vra dat U ons dan ook sal vrymaak van die dinge in ons gedagtes, in ons kop, in ons hart, dit wat ons nog steeds maar gevange hou, dat ons vry kan wees om te luister, ter harte te neem en te gaan lewe. In Jesus se naam bid ons so. Amen. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. Ons glo in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mens en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterwe het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En ons glo in die Heilige Gees, die Here en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons sing lied nummer 163. En nou kan ons opstaan en ons begeerte om die Here te hoor, uit sy woord uit te leer ken, dat ons smag soos 'n wildsbok in die woestyn smag na waterstrome, so smag ons na die stem van die Here. Kom ons staan en dan sing ons lied nummer 163 as 'n versoek van die Here om ons vanmôre te voed, ons dors te les. Ons teks is 'n baie bekende vers en dit is Filippense hoofstuk 2, Filippense 2. Van vers 5 af, Filippense 2. Iemand het gister met my geraas en gesê, hoe gou dink jy kan 'n mens Galasiërs kry? As jy sê Galasiërs, moet jy daarom eers wag dat ons dit opsoek. So nou, as jy nou nie weet nie, Filippense is een van die agterste briewe van Paulus. So moet hom nou nie daar by Romeine soek nie, nê.
Dis die eerste ene. So Filippense hoofstuk 2, as jy nie die teks gekry het nie, luister maar net baie mooi. Dis in elk geval baie bekende teksgedeelte, Filippense 2. Ons lees van vers 5 af tot by vers 11. En die gedagte is dat hierdie dalk 'n liedjie was wat destyds gesing is. So dis nie noodwendig Paulus se woorde nie, maar dit was 'n lied wat hulle destyds in die kerk gesing het. En dan sê hy, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. En nou haal hy een van hulle liedjies aan. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het hy homself verder verneder, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. En daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Ons lees net tot sover. Ons teks is Filippense 2 vers 5 tot 11 en dan gaan dit vanmôre oor die tweede deel van die belydenis van Nisea. Daardie deel wat dan gaan, die eerste deel het gegaan oor die belydenis wat ons het in die verlosser Jesus Christus, en die tweede deel is dan die belydenis van Jesus Christus wat gekom het. So miskien kan ons sê, hier het ons te make met die eerste vurk in die pad, waar dit by ons geloofsbelydenis kom. Hier is dit waar ons paaie begin om te skei. Want baie godsdienste, die meeste godsdienste, sou nog met gister se belydenis kon saamstem, dat hulle ook glo in een God, almagtig, en dat hy God is wat geskep het dalk selfs, gesorg het en so meer. Hulle sal dalk stop by die feit dat ons God ons Vader noem, maar vir baie mense, vir baie godsdienste sou dit nog aanvaarbaar wees. Een God, almagtig, skepper. Wanneer ons egter kom by ons geloof in Jesus Christus, dan skei ons paaie. Dis net die Christene wat dit glo, en selfs ook Christene kan met mekaar ernstig verskil oor wat ons van Jesus glo. Nou, hier by Vier Ankers glo ons dit met ons hele hart, dat hy uit 'n maagd gebore is. Maar dis by baie mense onder verdenking. Ons glo dat die opstanding uit die dood uit nie net 'n simboliese, metaforiese taal is nie, maar dat Jesus met 'n verheerlikte liggaam regtig waar uit die dood uit opgestaan het en uit die graf uitgeloop het. En dis vir ons belangrik, want hierin vind ons regtig waar die waterskeiding van wat ons as Christene glo. Die heel eerste wat ons sê, is dat ons, skols die volgende skyfie, die heel eerste wat ons sê is dat ons, dat Jesus die enige gebore seun van God is. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, hy is nie deel van hierdie skepping nie, hy is een in wese met die Vader. En dit is 'n baie belangrike belydenis, want dit beteken dat ons so waardevol is vir God, dat ek soveel waarde het, dat die Here sê, ek gaan self ook 'n mens word, ter wille van hierdie stikkende mense. Ek is so waardevol, dat hy bereid is om te kom deel aan die stikkend en die seer, wat sonde hier veroorsaak het, sodat hy dit kan herstel, sodat hy dit kan heel maak, sodat hy dit vir my kan wegvat. Deur sy pyn, deel hy ook in my pyn. Deur sy lyding, deel hy ook in my lyding. Ek is nooit in hierdie wêreld alleen nie. Ek het nie hierdie ver af God
wat so ver verwyderd is, dat ek nie regtig waar kan dink, hy verstaan wat dit is om 'n mens te wees nie. God het deur Jesus 'n mens geword, en hy verstaan my dus deur en deur, my pyn, my ellende, en hy is altyd by my. In my lewe in hierdie wêreld is ek nooit alleen nie. Hy is Immanuel. Ek is waardevol vir hom, want hy word 'n mens. En die tweede punt is dat hy gekruisig is. Dat hy so lief is vir my, dat hy bereid is om die straf van dit wat ek alles verkeerd gedoen het, op hom te neem. Nou is ek vrygemaak daarvan. Ek is vry van my geskiedenis. Ek hoef nie heeltyd te top oor die dinge wat ek verkeerd gedoen het, die dinge waar ek verkeerde keuses gemaak het nie. As ek regtig waar met berou na hom toe kom en vergifnis vra, is ek vrygemaak. En nou is ek vry van my geskiedenis, vry om te lewe soos wat God dit van die begin af bedoel het. Hierdie wêreld is mooi en goed gemaak. En nou kan ek die mooi daarin ontdek. Ek is nuut gemaak en kan ek lewe nou vir die Here. My hele lewe verander, omdat Jesus gebore is en hy vir my aan die kruis gesterf het. Nou kan ek vir hom lief wees, soos wat hy ook sy liefde vir my gewys het. In die derde plek het hy uit die dood uit opgestaan en in die hemel opgevaar. Hy leef en hy regeer. Sy dood maak my vry, maar sy opstanding en sy hemelvaart gee vir my hoop. Ek leef nie maar, ek bestaan nie maar net nie, ek het nou hoop in hierdie lewe. Die uitdagings van hierdie wêreld kan my partykeer lam lê. Partykeer staan ek voor toe deure en ek weet nie watter kant toe nie. Waar wil die Here met my? Maar deur Jesus, deur dit wat hy gedoen het vir my, kan ek nie net dink dat ek weerstand gaan bied teen die wêreld nie. Deur dit wat Jesus gedoen het, kan ek die hoop hê dat ek kan oorwin in hierdie wêreld, dat ek 'n wenner is. Want hy regeer aan God se regterhand. Hy is die Almagtige. In hierdie hele wete dat ek vir God kosbaar is, dat hy my sonde kon wegneem het, dit gee my hoop op 'n nuwe lewe. Dit help vir my om anders te kyk na die lewe. Met ander woorde, die belydenis van Nisea, soos wat ons hom het, is nie maar net artikels uit 'n baie ou dokument, 1700 jaar lank lees mense dit oor en oor en oor. Dis nie maar net die artikels van 'n ou kerkdokument nie. Dit raak my lewe op praktiese maniere. Dit raak die manier hoe ek oor myself dink en hoe ek my wêreld hier rondom my verstaan en sien. Ook in die swaar en die seer en die ellende en die dinge wat hier rondom my gebeur. Ek sê met ander woorde nie my belydenis, ons sê nou nooit Nisea hardop nie, maar ons sê die 12 artikels, apostoliese geloofsbelydenis, wat baie na dit klink. Nou kan dit baie maklik gebeur dat ons dit soos 'n item in 'n konsert wat ons Sondag hou, soos 'n papegaai staan en dit net opsê en herhaal. Ek ken daarom die woorde. Hierdie is veel meer as dit. Deur my belydenis van dit wat Jesus kom doen het, wil ek eintlik vir die Here sê, Here, kom verander my lewe en wil ek nuut gaan lewe. Ek wil anders kyk na die mense rondom my. Ek wil in hierdie wêreld die boodskap van hoop wat Jesus vir my gegee het, ook met ander mense gaan deel. As ek glo dat ek so spesiaal is, moet ek spesiaal gaan leef en moet ek raak sien dat ek nie die enigste spesiale wese op hierdie aarde is nie, maar dat daar ander mense is vir wie God ook net so lief is as wat hy my het. En dat ek dan hierdie liefde van Jesus Christus ook met ander sal kan gaan deel. Want dit wat hy vir my gedoen het, het hy dit vir die mense rondom my ook gedoen. En hulle moet ook daarvan weet. Ek moet dit vir hulle wys in my lewe, dat ek hulle kan aanvaar en lief hê, maar ek moet hulle dit ook vertel. En hoekom doen ek dit? Omdat God hulle eerste lief gehad het. Ek wil deur God se oë na die mense rondom my kyk. Ons leef in 'n wêreld waar 'n mens se lewe niks werd is nie. Maar God
gee so spesiaal om vir elkeen, dat Jesus Christus vir elke mens kom leef en sterf het. En hierdie liefde wat ek ervaar, wil ek met ander mense gaan deel. En dis kruisliefde, dis selfopofferende liefde. Dit vra dat ek ook my kruis sal dra. En ek dink nogals partykeer, en hieroor het ons al baie keer met mekaar gepraat, ek dink partykeer dis die swaarste kruis wat hy my gee om te dra. Gesondheid, armoede, ek dink ons dra maar almal soms aan so 'n kruis. Maar om te kan lief hê soos God lief het, om te kan aanvaar soos God my aanvaar het, is vir my baie keer 'n te swaar kruis om te dra. Want mense is baie keer maar gemeen. Mense is lelik, hulle is sleg, hulle is met mekaar sleg, nê. Maar Jesus se opstanding uit die dood uit maak dit vir my moontlik om nou 'n agent van hoop te wees. Omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het en ons bely dit Sondag vir Sondag, vandag weer ook met Nisea. Omdat Jesus hierdie laaste vyand oorwin het, moet ek glo, moet ek weet, as God my so lief het, en as hy my uitstuur in die wêreld om hierdie boodskap van hoop aan ander te gaan uitdra, dat hy my sal help daarmee, dat ek nie sal swyg onder hierdie kruis wat ek dra nie. Ek word 'n agent van hoop in hierdie wanhoop waarin ons lewe. In die vierde plek is dit wat vir my nog ook meer hoop gee, is dat Jesus weer terugkom na hierdie wêreld toe. Hy is nie net weg en afwesig nie. Hy sit aan God se regterhand, hy heers, maar hy kom ook weer terug. 'n Mens kan maar gaan kyk, baie keer as Paulus nou vir mense skryf in Romeine en Tessalonisense, twee bekende plekke, wanneer hy vir mense skrywe wat nou begin hoop verloor. Ons kry so swaar, ons sien nie meer kans nie, wat gaan hier aan? Dan sê hy, onthou net, Jesus kom weer terug. En daarmee wil hy sê, die wederkoms, ons glo dat hy sal terugkom na hierdie wêreld, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Hierdie terugkom van Jesus hou ons oë op daai groot oorwinning wat kom. En daarom kan ek die klein nederlaag hierso tog maar weerstaan. Kan ek vasbyt, want my oë is op die wolke. En hoe mis ons dit nie dat Jesus nog nie gekom het nie? Ai, as 'n mens die TV daarom aansit en jy sien ons oorlogsgetuisterde wêreld en oorlog wat al hoe meer en meer broei in China en in Rusland. In Afrika praat ons nie eens nie. As jy daar in die TV aansit en jy sien daai honger, verwonde kinders in Gaza of in Sudan, dis verskriklik om te sien. En dan wonder ons, Here, wanneer sal U dan ingryp? Wanneer kom U dan weer? En sê Petrus dan vir ons, die Here het nie die vervulling van sy belofte vergeet of uitgestel nie. Hy kom nie nou nie, want hy is geduldig. Hy wil hê dat ons, as ons so kyk na hierdie stikkende wêreld, dat ons tot bekering sal kom. Ons, die mense om ons, dat ons sal sê, wat het ons aangevang? Vergewe ons. Die Here wil nie hê dat een mens verlore sal gaan nie. En daarom is hierdie goeters in die wêreld eintlik elke keer 'n oproep om te sê, hoe lyk my lewe? Hoe is ek besig om die koninkryk van God hier te bevorder, hier waar ek is, in so 'n mate dat hierdie stikkendheid van die wêreld hier by my minder word en ophou en uitkring soos suurdeeg, soos lig wat in die donker skyn, sodat hierdie wêreld weer kan heel wees. Dis hoekom Jesus gekom het. En die stikkend en seer wat ek raak sien, word ek eintlik aangemoedig om eerder 'n getuie te wees. Eerder as ek iets stikkend sien, te vertel van die liefde van Jesus, eerder as om vieslike plakkers op padtekens te gaan plak. Met sy wederkoms, so bely ons, kom hy uiteindelik om te oordeel. En hierdie oordeel wat gaan gebeur, is nie om ons in vrees te dompel nie. Dis nie om bang te wees, want pa kom weer terug en dan gaan ek pak kry. Dis nie die soort van ding nie. Die verlosser Jesus Christus kom weer terug. En dan kom hy vir my haal om by hom te wees. En dit spoor my aan, die feit dat ek weet dat daar 'n oordeel wag, spoor my eerder aan om in waarheid
en in integriteit te lewe, sodat as mense na my kyk, hulle iets kan raak sien van hierdie belydenis, dit wat ek sê, dat ek dit ook lewe. Daarom leef ek nou in afwagting van sy koms. Die 5de skyfie sê, dit troos my. Want ek weet, op daardie dag, wanneer hy weer kom, sal hy my trane van my oë afdroog. Daar sal niemand weer vir wie ek lief is doodgaan nie. Ek het nie meer smart en pyn en ellende nie, maar ek gaan dan om ewig by hom te wees. En daarom, omdat ek al hierdie hoop het, moet ek vir altyd in gesprek met my wêreld wees. Moet ek altyd besig wees om mense wat roekeloos leef, mense wat ver van die Here af leef, te waarsku, te vertel, sodat hulle saam met my sal gereed maak. Want daar's ook 'n vers in die Bybel, wat nie net sê van trane afdroog en siekte wat weggaan, maar wat ook sê, hoe verskriklik is dit, om in die hande van die lewende God te beland. Die oordeelsdag sal iets verskrikliks wees, vir hulle wat nie vir Jesus ken nie. En daarom is dit ons werk, om vooraf te waarsku, om vir die wêreld te vertel van die liefde van God, sodat op die dag wanneer Jesus weerkom, ons almal kan uitsien na hierdie koms van ons verlosser. En dan in die laaste plek, Jesus wat nou sit aan die regterhand van God, sal vir ewig heers. So bely ons dit. Sy koningsheerskappy sal geen einde hê nie. Met sy hemelvaart het hy dit reeds aangekondig. Aan my is alle mag gegee. Ek heers, ek is die koning. Hy gaan sit aan die regterhand van God, ons Vader. Maar wanneer hy terugkom, kom hierdie finale oorwinning. En dan tussen sy eerste weggaan en sy terugkom, sê hy, nou moet julle die mense gaan vertel. Vertel hulle van hierdie koninkryk. En hierdie koninkryk breek aan daar waar ons gehoorsaam is aan die Here, die wil van God geskied, net soos in die hemel, ook op hierdie aarde. Die waarheid van Jesus, sy geboorte, sy kruis, sy graf, sy hemelvaart, het regtig waar eers vir die disippels ten volle ingesink, op daardie dag toe die Heilige Gees op hulle gekom het. En daarom, as ons hierdie belydenis maak van Jesus, van alles wat hy vir ons sê, is dit eintlik ons gebed in Pinkstertyd. Kom, Heilige Gees van God, kom, wees nou hier by ons. Maak die ryke betekenis van ons geloof vir ons prakties. Ons wil nie papegaaie wees, wat net oor en oor sê nie. Mag ons geloof prakties word in ons lewe. Laat ons meer doen as net sê. Laat ons leef dat Jesus die koning is in al die dinge wat hy vir ons kom doen het. Mag dit praktiese uitwerking in ons lewe hê. Ons geloof staan en val voor hierdie vurk wat in die pad is. En daarom moet ek myself afvra. Ek kan dit saam hardop sê, maar wat glo ek regtig waar van Jesus? Amen. Nou het ek gisteraand agtergekom, die handmikrofoon maak mense 'n bietjie bang. So nou wil ek maar net vra, luister mooi, as iemand anders bid, moet jy nou nie bid nie, maar as niemand bid nie, neem vrymoedigheid, bid asseblief hardop. En vir mense wat op YouTube inkyk, die mikrofoon behoort dit op te vang, maar as dit nie opvang nie, is dit geen sonde om dan nou jou TV of rekenaar af te sit nie, self te bid en op die manier af te sluit. Maar nou kry u geleentheid hier in die kerksentrum om eers saam met ander te bid. Ons bid vanmôre, ons bely God se almag, ons loof hom, ons vra dat hy ons sal wys waar ons meer van Jesus se kruisliefde kan wys, prakties, gehoorsaam aan die Heilige Gees kan leef. Ons het nou gesien al die dinge wat hy vir ons gee, hoe gebruik ek dit in my lewe elke dag? Kom ons gee geleentheid om saam te bid, waarna ek vir u sal afsluit.
ons kerksentrum is dit so wonderlik om u teenwoordigheid so te kan beleef. Dat u hier by ons is. Here, terwyl ons hier in stilte is ons baie bewus van die wêreld wat hier net buite die mure by ons verby jaag. Almal op pad iewers heen. En Here, so is dit ook dat daar baie te doen is, baie gedoen moet word. Ons is so besig dat ons baie keer, Here, in die stiltes u stem nie meer hoor nie. Dat ons so gefokus kan raak op baie ander dinge, dat ons soms die fokus op u verloor. En dis wat ons wil bid. Ons is vanmôre so bevoorreg dat ons hier kan saam wees. Dat ons nie nou iets anders gehad het om te doen nie, maar dat ons hier kan wees. Weer kan hoor van die wonderlike betekenis van die koms van Jesus Christus en hoe die kerk dit vir 1700 jaar so bely het. Ons is so bevoorreg. Maar wil u nie asseblief vir ons die bevoorregtes gebruik, dat ons dan die boodskap van hoop, die liefde van Jesus, dit wat hy alles vir ons gedoen het, vir ons beteken, dat ons hierdie boodskap van hoop self ter harte sal neem, en dat ons dit so prakties sal toepas, uitleef in ons eie lewe, dat die mense om ons, deur ons ook bewus kan raak van sy liefde. Maar dat ons nie net dit sal lewe nie, maar dat ons dit ook sal vertel. Kom Jesus Christus, deur die Heilige Gees, so in ons hart en lewe, dat ons ambassadeurs kan wees, draers van hoop, in hierdie hooplose, stikkende wêreld. Amen. Ek wil u graag nooi vir koffie of tee, as jy so voor die toonbank staan, sal jy sien, die regterkant is reggemaak vir vanaand se sop en broodjies, en die linkerkant is reggemaak vir koffie en tee. So neem gerus daarvan, kuier 'n bietjie saam. As jy nie kan nie, dan verstaan ons dit, maar kuier 'n bietjie saam. En as jy so uitstap by die deur, daar's 'n tafeltjie, daar's so 'n kussie, lyk so 'n houtboek. As jy graag 'n bydrae wil maak vir die Bybelgenootskap, vir die werk wat die Bybelgenootskap doen, dan kan jy dit sommer daarin gooi en ons sal sorg dat die Bybelgenootskap dit kry. So baie dankie vir u saamwees hier vanmôre. Ek hoop om u almal, daar het 'n paar mense van gister vir vandag verskoning gemaak. Hoop ons is môre weer voltallig met almal wat hier saam kan wees. Kom ons sluit af met liednommer, waar is my blaai, skool sit hom daarop, 354. Dis 'n Kersfeeslied, maar ons sing dit, Christus is ons verlange. En ons wil hê dat hy hier by ons sal wees en dat ons voluit saam met hom sal leef. 354, die verse soos wat skool dit sal wys.
broer en suster, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by elkeen van u wees en bly totdat Jesus weer terugkom. Amen.